Weereens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons net die waarheid. Vanaand se onderwerp: waarmee is ek en jy besig? Die Here sê hy kom soos 'n dief in die nag. Waarmee sal hy ons besig vind? Is ons ure te min in die dag om te doen wat ons graag wil doen en maar net nog 'n bietjie wil doen? Hoeveel van daai tyd gee ons regtig aan ons Skepper? Die een wat ons geformeer het, die een wat jou gemaak het, wat jou ken. Jy weet, daar's twee weë. Die breë pad, en daardie breë pad is reguit op pad na die dood, of die hel, hoe jy dit ook al wil noem. En dan het ons die smal pad, die pad wat ons veronderstel is om te loop. Maar kom ons praat eers oor die breë pad. Jy weet, hierdie selfvoldaaigheid, hierdie eie ek, selfverryking. Ek wil net nog bietjie meer hê. Ek wil net nog 'n bietjie meer bymekaar maak vir die tyd wanneer ek op pensioen gaan, wanneer ek oud is. Maar min weet ons of ons ooit eendag oud gaan word. So vinnig word jou lewe van jou weggeruk. Jy weet die ryk man wat Jesus die storie vertel. Ek gaan nou vir ons lees in Lukas wat hy vir die ryk man gesê het. Ons lees daar in Lukas 12 vers 18 tot 21. Dit is nou die ryk man wat nou praat. Toe sê hy: dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. En ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê: siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê: jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Dis 'n ernstige waarskuwing. Hoe baie van ons is daar wat net altyd wil bymekaar maak en vir wanneer ons oud is, wanneer ons moeg gewerk is om te gaan rus. Maar die Here sê, hy sorg vir die mossies, hy sorg vir die lelies van die veld. Waarom bemoei jy jou met die dag van môre, wat jy nie eens weet of jy daar gaan wees nie? So ja, nou wil ek met ons praat oor die smal weg. Die pad wat ons eintlik moet loop, saam met Jesus, meer soos Jesus te wees. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou gaan ek vir ons lees. Dis daar in Matteus 6, vers 33 en 34. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Dis wat Jesus gesê het. Ons moet ons nie kwel oor die dag van môre nie, want ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Weet julle, die Here sien alles soos 'n tafel. Hy is bo, hy is 'n teenwoordigheid. So die Here eendag vir my dit laat sien dat hy is 'n teenwoordigheid. Alomteenwoordig, alwetend, almagtig. En jou pad is klaar vir jou uitgelê. Van jou geboorte, regdeur, tot die dag wat jy afsterf. En dan die ewigheid.
En as ons in die Here wandel en saam met hom wandel, kan ons nie verkeerd gaan nie, want hy lei ons. Julle weet, hy sê, ek ken jou by die naam, selfs die hare op jou hoof is getel. Dis 'n wonderlike God wat ons aanbid. En as julle nog nie by daai punt uitgekom het hier, dan nooi ek julle. So kom, terwyl hy nog te vind is. Kom, maak die saak reg, sê die Here. En dit is my boodskap vir julle vanaand. So bly in die waarheid en blessings.